Vir al die 70-jariges, die plek om te sit vir die ou mense eerste. Al die ouers van daar, hulle kry voorreg om te sit. Die dames van 60, julle moet staan asseblief. Daai net 'n verskoning, sy spesiaal haar 'n krukkie saamgebring. Dankie, waar is dankie? Ben, kom sit hier voor. Plek. Ja, het is echt goede plek vir die vrouens. Hier is baie wat hulle kan hier kom sit. Okay, die van die ouer vrouens kan kom sit asseblief. Die wat wil. Op begin. Esther, druk my by die. Ons gaan afskop as julle gereed is. Waar? Dankie as jy wil sit, as jy welkom. Nee, ek is Ons gaan afskop. Dis 'n interaktiewe proses. Sal julle sien, ons lees eers 2 stukkies uit die woord uit. En dan gaan ons hierdie gedeelte saam lees. Ek het vir die laaste familie 'n afskrif gekry van die hele sidoer, die hele proses wat ons volg vandag. Dit is nie verskriklik baie lank nie. En daarna gaan ons die verrigting afsluit. Ek begin met Daniël 12, lees uit Daniël 12, vir die wat op die fone wil deel, as julle welkom. Daniël 12 is opskrif op die laaste woorde, die verseelde woorde. En in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd. Maar in die tyd sal jou volk gered word. Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Dis die boek van die lewe, né? En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, let wel, hulle slaap. Hulle is nie in die hemel, hulle slaap. Sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En dis hoekom Hollywood daai sterre plaas, want hulle dink almal hulle sterre, maar dis die verkeerde sterre wat hulle van praat. Vers 4, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek. Dis die boek van die lewe, tot die tyd van die einde. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. En ek Daniël het gesien en kyk, daar het 2 ander gestaan. Die een diskant op die wal van die rivier en die ander kant, die oorkant op die wal van die rivier. En een het aan die man met linne bekleed wat bo die waters van die rivier was gesê: hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Toe hoor ek die man met linne bekleed wat bo oor die waters van die rivier was, en hy het in sy regterhand en in sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewige lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Hierdie heilige volk, die volk Israel, al 12 stamme, wat nog verdeeld is. Vers 8, en ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van al hierdie dinge? En hy het my sê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd, tot die einde toe, van die einde toe. So ons sal nie alle antwoorde kan kry nie, tot op 'n stadium. Vers 10, en dis die kruks van hierdie hele begrafnis vir ons. Baie sal gereinig en gesuiwer
en gelouter word. Maar die goddelose sal goddeloos handel, en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. En ek het geen twyfel dat my sussie en my kollega Rikkie het verstaan. Sy was toegevou met die roog van Abba. Vers 11. En van die tyd dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Welk geluksalig is hy wat bly verwag, 1335 dae bereik. En jy, gaan jy na die einde? Dis Daniël. So die waarskynlikheid dat ons vir Daniël gaan sien face to face is baie groot vir die wat gelowig is. En hy sê, en jy gaan na die einde. Jy sal rus, soos Rikkie nou gaan rus. En weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. I'm going to read from the book of Hebrews, from chapter 12, verse 22 onwards. It reads as follows. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect, to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. See to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refused him who warned them on earth, how much less will we if we turn away from him who warns us from heaven? At that time his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful, and so worship God acceptably, with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Makavia ben Mahalalel het gesê, dink aan oor 3 dinge en jy sal oortreding vermy. Weet van waar jy kom, waarheen jy op pad is, en aan wie jy rekenskap en 'n antwoord sal moet gee. Van waar jy kom, van 'n druppel. Waarheen jy op pad is, plek van stof, wurms en maaiers. Aan wie jy rekenskap en 'n antwoord sal moet gee, aan die oppermagtige koning van konings, die allerheiligste, geseënd is hy. Psalm 23. Adonai, hy is my herder, niks sal my ontbreek. Hy laat my neer lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkwik my siel, hy lei my in die sieklikes van geregtigheid, ter wille van sy naam. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met bloed, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van Adonai bly, in lengte van dae. Wat is die mens? O Jahwe, wat is die mens dat U hom so hoog stel en dat U hom op ag gee? Die mens is soos 'n asemteug, sy dae soos 'n vlietende skaduwee. U vee mense heeltemal weg. Soos 'n droom is hulle, soos gras wat elke oggend nuut uitsprei. In die oggend blom en bloei dit, maar in die aand verdof en verwelk dit. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of ons baie sterk is, 80 jaar. Rikkie was nou 73, en Daantjie is 84, 83. Ja, 80. Die tyd vlieg verby. Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Waarlik, Jahwe sal my siel red van die dood. Hy sal my met blydskap aanneem. Jahwe verlos die siel van sy knegte. En almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Die stof keer terug na die aarde soos dit was, en die gees keer terug na Jahwe wat dit gegee het. Die aanvaarding van uitspraak. Die rots, volkome is sy werk,
want al sy weë is slapgerigte. Jahwe van trou en sonder onreg, regverdig en regverdigheid. Die rots, volmaak in elke daad. Wie kan hom vra, wat het u gedoen? Hy heers in die dieptes en in die hoogtes. Jahwe maak dood en maak lewend. Hy laat neerdal in die doderyk en laat daaruit opstaan. Die rots, volmaak in elke hart. Wie kan hom vra, hoekom het hy so gemaak? Die wat spreek het dit geleer. Bewys aan ons, onverdiende guns. Hoor ons en tree op in die verdienste van die een wat vasgebind was soos 'n lam. Regverdig in al sy weë, die rots die volmaak is, lankmoedig en groot van goedgeestigheid en trou. Wees barmhartig en spaar ouers en kinders, want aan u behoort vergifnis en genade. U is regverdig, Jahwe, om dood te bring en lewe te gee. In u hand is die bewaring van alle geeste. Dit is ver van u om ons gedagtes uit te vee. Mag u oop wees teenoor ons in barmhartigheid, want aan u behoort genade en vergifnis. Of iemand vir 'n dag of 1000 jaar leef, wat is die voordeel daarvan? Hy sal wees as hy van nooit gewees het. Geseënd is die getroue regter wat die dood bring en lewe gee. Geseënd is hy wat sy oordeel is getrou. En in sy alwysheid sien hy alles raak. Hy vergeld die mens na sy dade en beloon volgens verdienste. Almal moet erkenning gee aan sy naam. Jahwe, ons weet dat die uitspraak regverdig is. U is regverdig wanneer u spreek en billik is in u oordeel. Dis nie vir ons om 'n manier hoe u oordeel te kritiseer nie. Jahwe, u is regverdig en reg in u verordeninge, volgens Psalm 119. Getroue regter en regter van waarheid en geregtigheid. Geseënd is die getroue regter, wat al sy uitsprake is getrou en waar. In u hand is die siel van al wat lewe. Die regterhand en mag is vol van geregtigheid. Wees barmhartig teenoor die blyfsel van die wat u dien, en sê aan die engel van die dood, weerhou jou aan. Groot van raad en magtig van daad, wie sy oë oop is oor al die weer van die mens se kinders, en om aan elkeen te gee volgens sy weer, en die vrug van sy handelinge, om te verkondig dat Jahwe reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Jahwe het gegee, en Jahwe het geneem. Die naam van Jahwe is sy geloof. Maar hy is barmhartig, hy versoen, en onregtigheid en verdelg. En dikwels wend hy sy toorn af, en wek nie al sy grimmigheid op. Mag sy grote naam beheerlik en heilig wees. Almal sê amen. In die wêreld wat in die toekoms vernuwe sal word, en in die opwekking van die dode tot die ewige lewe. Hy sal Jerusalem herbou en die tempel weer oprig. Hy sal afgoddiens verwyder vanaf die aarde en die ware aanbidding herstel. Dan sal die Allerheiligste geseënd is hy, regeer in oppergesag en in glorie. Mag dit spoedig in jou leeftyd en in jou lewensdae gebeur, en in die leeftyd van die hele huis van Israel. Almal sê, amen. Hy wat vrede maak in sy hoogtes, mag hy vir ons en die hele Israel vrede maak. Almal sê, amen. Goed, ons gaan vra dat die draers vir ons vorentoe kom, dat hulle die kusgenade bring na die gaste. Mag die Allerhoogste julle vertroos saam met die ander roudraers van Sion en Jerusalem. Mag julle verder geen smart ervaar.
Vishana Babachwata, Vichivanu, Lishmako, Shufar. Staan nog iemand met rustklaar op de gooi? Welkom.
letter resh. The letter resh transformed into vav. Bring your letter kuf. Now transform your letter into aleph. Bring the letter yud, the right hand of the father that you are sitting next to, into yud to go back into vav, to merge into yud, hey, vav, hey. Now connect your soul to go back into spirit, into the light body of the angel, of the transformed one, and of the barley brine that you have transfigured, transformed to become your heart's desire, soul's wish, and your spirit transformation. That we will meet again in the seventh heaven, the New Jerusalem. Daar nog iemand vir roodklare? Sal die maan vir jou geen stynsel gee. Maar Jahwe sal vir jou wees, ewige lig. En Jahwe sal jou sieraad wees. Jesaja 60. Hy sal die dood vir ewig vernietig. En Jahwe sal die trane van alle aangesigte afvee. En hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem. Want Jahwe het dit geskryf. Jesaja 25. Hy wat vrede maak in sy hoogtes, mag hy vir ons in die hele Israel vrede maak. En almal sê, Amen. Dit sluit die verrigting hier af. Vir die wat nog 'n paar vrae wil gooi, is baie welkom. En dan beweeg ons na subdraai wedding and conference centers fasiliteit toe. En daarop sien ons almal het die antwoord. Is daar enigiemand anders voordat ons hier vandag goeie amper vergeet om vir jy nog kan kom. Liefste moeder, onvervangbaar is jou plek. Jou liefde was onmeetbaar. Jou stem word gemis, jou raad word gesoek, jou glimlach word onthou. Oomblikke vasgevang op 'n foto beskryf. Nie al die wonderlike tye saam met ma nie, maar mamma weet alles in ons lewe. Mamma het waarde toegevoeg tot soveel mense en was werklik 'n vrou van integriteit en waardes. Nog tyd, net een drukkie, laaste groet mamma, was ons wens, maar ek weet jy is by ons. Familie was vir jou 'n steunpilaar wat ons sal koester. Jy leef in ons harte en sal nooit vergeet word nie. Jy is ons engel in die hemel. Ons is lief vir jou, my moeder, tot ons mekaar weer sien. Liefde Enrico en Heather. Dan hier is 'n mooi gedrukte een wat ek gekry het van Leanne, Louis, Kayla en Sergio. There are moments in life where words feel too small.
Yet love insists that we try. Today I honor my mother, a woman whose presence shaped my life in ways I carry forever. She was the best mother I could ever ask for. More than a parent, she was my friend. Someone I could trust, laugh with, and lean on. From my earliest days, she was always ready to help me with every activity, every challenge, every dream. She gave me her time, her attention, and her whole heart. My mother was my mentor. She guided me with wisdom, patience, and a strength that never wavered. Through the good times and the difficult ones, she stood by me. Even when life took me far away to another country, distance never changed her love. She prayed with me over the phone, lifting me up with the same devotion she had shown my entire life. She prayed for me constantly. Her advice was always thoughtful, gentle, and rooted in truth. And of all the gifts she gave me, the one that means the most, the one that will remain for me for the rest of my life, is that she guided me in the path of Torah. She taught us how to live with purpose, integrity, and faith. She was also an extraordinary grandmother. She poured the same love, patience, and devotion into our children. She taught them the value of living and keeping Torah, not only through her words, but through her example. Her influence on them is a treasure we will carry forward, a legacy that will continue to shape their lives. And to Lewis, she was never such a mother-in-law. She was never just a mother-in-law. She was a true mother, loved deeply, respected wholeheartedly, and cherished as part of her own heart and story. Their bond was one of genuine love, not defined by titles, but by the family they built together. Today, as we say goodbye, I carry her teachings, her love, and her prayers within me. Her legacy lives on in the way we walk, the way we love, and the way we hold to the truth. Hold on to the truth. I will miss her every day, but I honor her by living the values she installed in me. May her memory be a blessing. Dankie lief. As my vrou moet altyd herinner, blaai om die baai. My eerste vrou, sy moet altyd luister. Sy praat met 'n woord. Daniel 12:3. And those who have insight shall shine like the brightness of the expanse, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Proverbs 31:30. Loveliness is deceptive and prettiness is vain. A woman who fears Yahweh is to be praised. Love you, Mommy. May the Elohim of Abraham, Isaac, and Jacob, the one who she loved and served with all her heart, surround us with her comfort and his peace. May her life of faith, her devotion to Torah, and her love for her family continue to shine in us like a light that cannot be extinguished. May her memory inspire us to walk in truth, to love deeply, and to hold fast to the promises of Yotevaveh. And may the peace of Yotevaveh guard our hearts as we honor her legacy and carry it forward. Each one of you should have a copy of this or email it to me. Watch it. Is that all? Anybody else? Any last word? Ben, niks van jou af nie? Julle almal happy? Handgeskrewe boodskap van Danny self. En ek weet wat jy die weer gemaak het, maar die idee van hoe so hardop so jy moet wees. My skat, ek is nie perfek nie. En soms maak ek jou kwaad. Vergeet belangrike dinge en sê stupid goed. Maar dankse alles bly jy die liefde van my lewe. As ek jou een ding in die lewe kon gee, is dit die vermoë om jouself deur my oë te kon sien. Eers dan sal jy besef hoe spesiaal jy vir my was. Ek het nie met jou getrou om saam met jou te lewe nie. Ek het met jou getrou omdat ek nie sonder jou kon lewe. Baie dankie vir die 44 jaar en getroude lewe saam. Ek gaan jou baie mis, maar dit gaan nie vir lank wees nie. Dan sal ek jou weer sien, soos jy altyd vir my gesê het. Ek sal altyd lief wees vir jou, jou Danny.
hierdie hoogtepunt. Dink ek ons is nou klaar. Ons sien mekaar by die saal. En dan is daar vele geleentheid vir almal ook om woordgesprek hier te doen. Kan ik een graf alsjeblieft? Gaat ik iemand geven? Thank you.